Amen. Yes. Daar is niemand soos hy nie. Yes. Amen.
wat brand in ons hart vandag. Dis 'n vlam, dis 'n vuur, dis 'n honger na U heerlikheid. Daar's 'n vlam wat brand in ons hart vandag. Dis 'n honger na U. Ons
Jesus, we thirst for you, we hunger for your worship. We just want to be where you are. We draw close to you now, Lord. Draw close to you. As a deer pants for the water, so my soul thirsts for you, oh God. As a river runs to the ocean, so I run to your presence, oh Lord. It's where I want to be. It's where I want to be, is with you. All I want to do is praise your name. You are my desires, you're everything I need. So I run to your presence, oh Lord. I place near to your altar, my Lord, my King and my God. Dwelling in your house, ever praising. I will run to your presence, oh Lord. 'Cause where I want to be is with you. All I want to do is praise your name. I want to praise you. You are my desire. You're everything I need. So I run to your presence, oh Lord. 'Cause where I want to be is with you. All I want to do is praise your name. You are my desire. 'Cause you are my desire. You're everything I need. So I run to your presence, oh Lord. I run to your presence, Lord. I run to your presence, oh Lord. It's where I find my healing. Yeah, I run to your presence, oh Lord. It's where I find my refuge. So I run to your presence, oh Lord. Your presence is here. Your presence is here. Your presence is here. Kom ons vat net 'n oomblik. As jy iets nodig het van God, as jy nodig het om by hom uit te kom vanoggend, hy is hier. In the presence of the Lord, there is healing, and there is love, and there is refuge, and there is peace. Everything I need. Hier by sy voete. Oh Jesus, I praise your name. Oh, I praise you. You are find my refuge. You are find my peace. You are find my healing. You are
to the Lamb, the only Lamb. All who have come before us, all who will believe, sing a song of ages to the Lamb. It's your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry. All creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, come on, sing a song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, sing a song forever to the Lamb. Oh, we'll sing a song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever.
Halleluja. Halleluja. Prys die Here. Prys die Here. Kan jy sit plekke neem? Dankie julle. Baie dankie. Ek het verlede week met julle gepraat oor Jesus se offer. Maar hy het daai offer gebring aan die kruis. En ek wil vandag so 'n bietjie met julle praat oor die krag van hierdie kruis. Ons gaan 'n paar verse lees aan 1 Korintiërs 1 en ook in 1 Korintiërs 2 en dan gaan ek 'n paar dinge sê. En ek glo en ek vertrou dat die Heilige Gees dit wat ek sê in jou hart sal lewend maak. Die boodskap van die kruis, sê Paulus in 1 Korintiërs 1 vers 18, is immers dwaasheid vir diegene wat verlore gaan. Maar vir ons wat verlos word, is dit die krag van God. Nou wil ek sommer net hier aan die begin vir julle sê dat ons het die kruis geromantiseer. Ek wonder hoeveel van julle wat hier sit, het 'n hangertjie met 'n kruis om jou nek. Nou, daar's niks meer verkeerd nie. Laat julle nou net dit verstaan. Maar wat dink julle sou iemand in Suid-Afrika doen as jy met 'n hangertjie loop met 'n galg? Jy ken mos 'n galg, die plek waar die ouens opgehang het. Wat dink julle sal mense sê as jy met 'n hangertjie met 'n galg rondloop? Of ek meen ons gaan nog weer die kruis daar opsit, daai houtkruis wat ons gehad het, as ons 'n foto daar hang van 'n galg. Hoe lyk dit? Wat sê julle daarvan dink? Nou dis presies wat die wêreldse mense daardie tyd gedink het van 'n kruis. Die kruis was een van die wreedste maniere wat jy seker kon sterf. Dis iets wat die Romeine ingebring het om misdadigers, moordenaars, nie Romeinse burgers aan te reg te stel. En hulle sê dat die woord kruis was nie eers in 'n ordentlike Romeinse huishouding genoem nie. Van 'n kruis is daar nie gepraat nie. En dis hoekom Paulus sê vir hulle was dit dwaasheid. Absoluut dwaasheid. Hy gebruik die woord, die Griekse woord skandalos, wat beteken is 'n skandaal. Dit was 'n absolute vloekwoord. Dit was 'n woord wat gepraat het van wreedheid, wat gepraat het van misdadigers. Dis hoekom hulle dit ook buite die dorp gedoen het. Dit was 'n verskriklike ding wat mense nie eers van gepraat het. En ek dink as jy daardie tyd 'n hangertjie van 'n kruis gedra het, sou hulle gedink het daar's iets baie groots met jou fout. Net soos wat ons vandag, as ons met 'n galg, hangertjie of foto of wat ook al moet rondloop. Plek van teregstelling. Maar die groot verskil, die galg was nog 'n vinnige dood. Die kruis was 'n baie stadige dood. Jy het nie sommer net dood gegaan nie. En in wese
wil nou nie daarop ingaan vanmôre nie, het jy basies aan die kruis, het jy versmoor. Dit is hoe jy gesterf het. Dis hoekom, want as hulle jou vasgeslaan het, kon jy met jou voete, kon jy opbeweeg het, om asem te haal. Dis hoekom hulle gegaan het, en hulle bene gebreek het. Want dan kon hy homself nie meer opstoot, om asem te haal nie, en dan het hy fisies versmoor. Maar toe hulle by Jesus kom, onthou julle, hulle het sy bene nie gebreek nie, want hy was klaar dood. OK. So, hy sê, dis dwaasheid. Maar vir ons, wat gered word, ons wat kinders van die Here is dit die krag van God. Want nou sê hy, waar is die wyse? Waar is die geleerde? Waar is die debatteerder van hierdie wêreld? Trouwens, deur die wysheid van God het die wêreld hom nie deur hulle wysheid leer ken nie. Jy sien mense, want wêreldse wysheid is vir God dwaasheid. Dis wat Paulus hier probeer sê, want vir die wêreld was die kruis 'n dwaasheid. Maar hy sê dit was God se wysheid, want hy het gekies om deur daardie dwaasheid die kinders of mense tot verlossing en tot bekering te bring. Kom ons gaan aan. Hy sê trouwens, ja, OK. God het gekies om hulle wat glo te verlos deur die dwaasheid van die prediking. Die prediking van die kruis. Het die Bybel sê, Paulus sê so, deur die Heilige Gees gedryf, het God gekies om deur die dwaasheid van hierdie prediking hulle wat glo te verlos. OK. Die Jode vra tekens en die Grieke soek wysheid. Dit was een van die grootste dinge in die hele, dis waar al hierdie Griekse filosowe vandaan gekom het. Ek meen dit was 'n geweldige ding by die Grieke, wysheid. Ek meen hulle het orators gehad, ouens wat toesprake gelewer het, en dat mense het myle gery om na hulle toesprake te gaan luister. En dit was een van, wat kan ek nou maar sê, hulle entertainment, as ek dit nou so wil stel, om na toesprake te gaan luister. En dit was die wysheid wat hulle gesoek het. Die Jode het nou weer tekens gesoek, want die Here het baie keer met hulle gepraat deur tekens. Die manna wat hulle in die woestyn geëet het, die kwartels wat hulle geëet het, die wolkkolom, die vuurkolom, al daardie dinge was tekens wat hulle gesien het, wat God werklik met hulle was. En hulle soek nog steeds tekens. Ons egter verkondig 'n gekruisigde Christus. Vir die Jode is dit 'n struikelblok. Daar gebruik hy die woord skandalos. Dit is 'n skandaal, dit is 'n struikelblok, dit is absoluut, dit is 'n belaglikheid. En vir die Jode, om te praat van 'n gekruisigde Messias, dit was vir hulle amper godslastering. Hoe kan jy God aan 'n kruis vasslaan? Hoe kan jy dit doen? Was vir hulle absolute dwaasheid en 'n struikelblok en vir die nie-Jode. Ek meen hulle wat hierdie Grieke en die Romeine het baie gode gehad, en hulle gode was almal hierdie sterk wonderlike ouens wat kon oorlog maak en wat mense kon doodmaak, en dit was die gode. Nou praat ons van 'n God aan 'n kruis. Vir die Romeine was dit die grootste dwaasheid gewees wat jy ooit kon sê. En nou skryf Paulus vir die Romeine, in Hoofstuk 1 vers 16, dan sê hy, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie.
Ek skaam my nie oor die evangelie van die kruis nie. Julle kan nou wel dink dis dwaasheid. Julle Jode kan dink dis 'n struikelblok en is 'n skande. Maar ek skaam my nie vir hierdie evangelie nie. Want hierdie evangelie, as jy dit glo, is dit 'n krag van God tot verlossing tot in ewigheid. Dit is die groot ding. Kom ons gaan aan. Nou, die kruis, ek het al gesê, van al die dinge van die kruis, ek gaan anders sê, maar vir diegene wat geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en ook die wysheid van God. Kan julle sien? Mense, dit wat julle dink is 'n skande. Dit wat julle dink is 'n struikelblok. Dit wat julle dink is dwaas. Dit is God se wysheid. Wat jy sien, hoekom is dit God se wysheid? Want elkeen wat sy geloof daarin plaas, dat Jesus Christus het in my plek, het hy gesterf. En as ek my geloof daarin plaas, dan gebeur daar iets in my hart en in my lewe wat ons noem wedergeboorte of 'n nuwe geboorte of van bo afgebore. Dit is wat gebeur. Want die Bybel sê dit ook so duidelik, as iemand in Christus is, 2 Korintiërs 5:17, is hy 'n nuwe skepsel of 'n nuwe spesie. Laat my dink aan Darwin. Hy het mos die boek geskryf oor die evolusie, The Origin of Species. Julle weet dit. Nou ek ken die origin van 'n ware nuwe spesie, en dit is 'n sondaar wat kniel by die kruis, en die Here verander hom en hy maak van hom 'n nuwe mens. 'n Nuwe spesie, heeltemal anderste. Kom ons gaan 1 Korintiërs 2. Wat my betref, broers en dit susters, kan jy al bysit, want die woord wat daar gebruik word, adelphoi, kan jy vertaal met broers en susters, het sluit die susters in. Toe ek na julle gekom het, ek het nie gekom met verhewe woorde van wysheid wat ek vir julle gebring het nie. Ek het nie met hierdie verhewe woorde van wysheid God se geheimenis aan julle kom verkondig. Met ander woorde, Paulus het gekom met dit wat hulle beskou het as dwaas. En hy sê vir hulle, want ek het besluit om by julle van niks anders te weet nie as van Jesus Christus en hom as gekruisigde. Nou ek gaan nou net terugkom na hierdie hom as gekruisigde, want dit is baie interessant, want jy sal ook vra, maar het Jesus nie opgestaan nie? Is hy nog aan die kruis? Nee, hy is nie meer aan die kruis nie, hy is nie meer daar nie. Maar Paulus praat tog van hom as gekruisigde. Met ander woorde, jy moet verstaan wat dit beteken hom as gekruisigde, sodat daar iets in jou lewe kan gebeur. Luister mooi. Ons, vers 7, ons praat egter van God se wysheid, wat in 'n misterie gehul is. Dis 'n geheimenis, dis 'n misterie, wat die Heilige Gees in jou hart en jou lewe lewend maak, dat jy dit kan verstaan. Dis in 'n misterie gehul, maar wat voor alle tye vir ons heerlikheid bestem is. Met ander woorde, hy sê hierdie woord van die kruis is bestem vir ons heerlikheid, om vir ewig en altyd saam met God te kan wees, saam met God te kan lewe. Dis die boodskap van die kruis. OK. En wat nie een van die heersers van hierdie wêreld geken het nie. Want as hulle het,
sou hulle nie die Here van die heerlikheid gekruisig het nie. Sien jy daar? Wat jy sien mense, dan, jy moet nog ding besef, dat vir die Jode, in Deuteronomium staan daar, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Met ander woorde, dis 'n vervloekte, nou vir in hulle denke, hoe kan jy van God praat as 'n vervloekte? Jy sien, maar nou kom Paulus in Galasiërs 3, dan sê hy, Christus het vir ons 'n vloek geword, sodat ons die geregtigheid van God kan deelagtig word. Hy het dit gedoen. OK. Hierdie was my inleiding. Nou is ek by die deel wat ek werklik vir julle wil sê, die kruis, die krag van God. En ek wil hê dat julle moet kyk na 'n beeld in jou hart kry van wat 2000 jaar teruggebeur het op Golgotha. Hier kom 'n man met 'n kruis, en dit was heel waarskynlik die dwarsbalk van die kruis wat hulle gedra het, die vertikale pale was ingeplant. En hier kom hy op die Via Dolorosa, en hy loop op daai pad, en 'n paar maal val hy, so swak is hy. En uiteindelik lei hulle hom weg, en hulle bring hom by Golgotha, en tussen twee misdadigers slaan hulle hom vas in die kruis. En daar hang hy. En nou kom die spotters verby en hulle sê, jy het ander verlos. Kom van die kruis af. Wys vir ons wie jy is. En wie wat hy kon het gedoen het? Ek meen, hy sê op een plek, sê hy vir hulle, ek kon die Vader bid, en hy sou 'n legioen van engele gestuur het, om my te kom verlos. Nou, 'n legioen, as ek reg onthou, is 2000 soldate. So, 2000 engele, dink ek, is nogal 'n groot ding, wat ons lees in die Ou Testament, dat een engel het 185.000 Assiriërs doodgeslaan in een nag. Een engel. So wat kon 2000 nie doen nie. Maar hy hang daar, hulle bespot hom. En in daardie toestand, onthou net, die Bybel sê in Jesaja, hy was so misvormd, dat ons hom nie meer eers kon aankyk nie, want dink net, daai doringkroon op sy kop, en die katsoue wat hy gekry het, en die tyd sonder slaap, en die bloed wat hy verloor het, en alles wat hy deurgegaan het, terwille van ons, hang hy daar. En hierdie een wat gesê het, wie na my toe kom, sal nooit weer dors kry nie. Met lippe wat gebars is van hierdie Midde-Oosterse son, roep hy uit en sê, ek is dors. En hy het dit gedoen vir jou. En vir my. En hulle bring vir hom asyn om te drink, en die Bybel sê hy dit nie geneem nie. En terwyl hy daar hang, toe kom hy in sy moedertaal, wat Aramees was, en hy roep uit, Eloi, Eloi, lema sabachthani, my God, waarom het hy my verlaat? En die Bybel sê hy het sonde geword, terwille van ons. En toe hy daai oomblik, toe hy sonde word, toe kom daar vir 'n oomblik skeiding, ek weet nie hoe, in die drie eenheid. Want hy sê, my God het my verlaat. En wie wat? En Jesus ondervind wat dit is om in die hel te wees. Want die hel gaan hom vir ewig en altyd van God geskei te wees. En Jesus aan die kruis ondervind wat dit is
om van God geskei te wees en dit ter wille van ons. Maar dank die Here. 'n rukkie later, toe kom die woorde oor sy mond. Is die Griekse woord tetelestai. Dis die Arameese woord shalem. Ek weet nie watter taal het Jesus toe gebruik nie, dalk Aramees, want dit was sy moedertaal wat hy op aarde gebruik het. Shalem. Maar toe hy sê shalem, toe gebeur daar iets. Jy sien hy sê, want as die heersers van hierdie wêreld geweet het wat kom, sal hom nooit daar vasgespijker het. En terwyl hy toe hy uitroep, ek is dors, en al die dinge wat gebeur toe, bespot hulle hom en hulle gaan te kere, en al hierdie goed om hom, en die duiwel juig in die hel, want hy het reg gekry om hierdie een wat God gestuur het, om hom aan 'n kruis te laat vasnaal, hy het reg gekry om hom dood te maak, en daar's vreugde in die hel. Maar toe hy sê shalem, toe staan 'n bewerasie in die hel. En hy sê vir homself, hoekom het ek die mense opgesteek om het te doen? Van hy woorde sê, dit is voltooi. It is finished. Die prys is betaal vir die mens se sonde en die mag van die duiwel en van sonde is gebreek op daardie oomblik. En die hoofman oor 100 kyk na al die goed en hy sê waarlik, hy is die seun van God. En toe hy klaar dit gesê het, toe sê hy Vader, in u hande gee ek my gees oor. Dis die prys betaal. Vir my en vir jou. Luister. Hierdie, nou wil ek weer sê, hoekom sê Paulus, die gekruisigde Jesus? Want jy sien, die gekruisigde Jesus, die Jesus se dood aan die kruis, en sy opstanding, is maar twee kante van dieselfde muntstuk. Want jy sien mense, die woord van die Here sê, vir die Here is 1000 jaar in die oë van die Here soos 'n dag. En al was dit menslik 3 dae, in God se oë was dit 'n oomblik, wat hy gesterf het, en wat hy opgestaan het, en wat hy verheerlik is, as die Here van alle Heres, en die koning van alle konings, soos iemand sê, hy het so mooi gesê, it was a double-sided saving act. Mooi ne? Double-sided. Dood, opstanding. Sterwe, lewe. En nou is hy die Here van alle Heres. En hy is die koning van alle konings. En my Bybel sê, elke knie gaan buig voor hom. En elke tong gaan bely. En sê, Jesus, U is Here. Caiaphas, die hoëpriester, Pilatus, elkeen van hulle. Elke spotter wat deur die wêreld gaan het, wat hom bespot het, wat sy heilige naam bespot het en gehoon het, en daarvan gedink, elke knie gaan voor hom buig. En elke tong gaan bely. Hy is die Here. Elke Christen, wat nie homself ten volle aan hom wil oorgee nie, en met sy een voet in die wêreld wil loop, en met die ander voet in die kerk. Die Bybel sê, as jy 'n vriend
van die wêreld wil wees, is jy 'n vyand van God. Beteken nie dat jy nie in die wêreld kan leef nie. Maar ons kan nie. Daar's iets wat jou anders te maak as jy by die kruis gekniel het. Billy Graham het gesê, as jy by die kruis gekniel het, dan kom daar 'n verandering in jou lewe. Jy kan nie dieselfde bly nie. Beteken nie dat jy nie kan geniet wat in die wêreld aangaan en dankie sê vir al die mooi dinge nie. Maar jy kan nie. As jy gekniel het by die kruis en Jesus het jou ontmoet, dan verander jy. Dan verander jy. Dan word jy 'n nuwe mens. Kyk maar wat het met Paulus gebeur. En soveel deur die jare. Ek meen ons sing so baie Amazing Grace. How sweet the sound. John Newton, wat hy lied geskryf het op 'n slaweskip gewerk. En hy was 'n goddelose soldaat. Ek meen hy het die verskriklikste dinge gedoen as jy aan kan dink. Gaan lees maar sy verhaal. Maar eendag, toe kniel hy by die kruis. En toe hy daar opstaan, toe skryf hy, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. I was blind, but now I see. Ons het gesing in die sonnaarskool, toe ek 'n kind was, 'n ou liedjie, kom kniel by die kruis. Kniel by die kruis. Kniel by die kruis. Want Jesus ontmoet jou daar. En Jesus sal al jou sonde wegwas. Jou sonde wegwas. Jou sonde wegwas. As jy net kniel by die kruis. Broers en susters, hierdie is die boodskap van die goeie nuus. Die woord evangelie, evangelion, beteken goeie nuus. Goeie nuus. Wat is die goeie nuus? As jy kniel by die kruis, dan ontmoet Jesus jou daar. En jy word 'n nuwe mens. Nuwe mens. Nuwe mens. Here, dankie vir hierdie boodskap wat genoem word skandalig, wat genoem word dwaasheid, wat genoem word 'n struikelblok. Dankie. Dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. En terwyl ons vir 'n oomblik ons oë gesluit hou, as jy in jou lewe in hierdie plek sit, en jou lewe is nie volkome reg met God nie, dan kan jy nou kniel by die kruis. En dan vra ek net daar waar jy sit, dat jy net jou hand so opsteek, en sê, Here, ek wil kniel by die kruis. Dan sak maar weer, die Here sien dit. Nog iemand? Ek kniel by die kruis. Die Here sien dit, die Here sien dit. Die Here sien dit. Nog iemand? Die Here sien dit. Nog iemand? Die Here sien dit. Die Here sien dit. Nog iemand? Die Here sien dit. Die Here sien dit. Hy sien dit. As jy net kom kniel by die kruis. Jesus sal al jou sonde wegwas. Julle het julle hande opgesteek, het staan net op. Staan op voor die Here. Ek gaan nie 'n langer uitnodiging maak. Ek gaan vir jou bid, daar waar jy staan in jou bank, kom en nie skaam wees nie. Jy staan nie voor my nie, jy staan voor die Here. Staan voor die Here.
Dierbare Vader, U sien vanmôre elke mens wat voor U staan. Mense wat sê, Here, Here, daar's dinge in my lewe nie reg nie. Maar ek kom vanmôre en ek kom kniel by die kruis, sodat Jesus al my sonde kan wegwas. En dankie, Here, as U die sonde wegwas, dan gooi jy dit in die plek wat God daarvan vergeet, en jy dink nooit weer daaraan nie. Dankie vir die kruis. Dankie, Here Jesus, vir die pad wat U geloop het. Ek eer en ek prys U naam. Ek bid, o Heilige Gees, dat U nou in mense se harte 'n werk sal doen wat ek nie kan doen nie. Net U kan dit doen. Net U kan daai verandering in harte bring. Net U kan die bloed van Jesus in so mense se lewe inbring, dat daar 'n was plaasvind. 'n Evangelie was. En waar ons skoon en rein voor U kan staan. O Here, ons dankie vir die boodskap van die kruis. Ek eer U, Here, dat U is nog dieselfde. En daardie boodskap het vandag nog dieselfde krag wat hy 2000 jaar terug gehad het. Ek eer U, Here, ek dank U dat ons kan sê, ons verkondig 'n gekruisigde Jesus wat opgestaan het, wat opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van die Vader as die Here van alle Heres en die Koning van alle konings, en dat ons dit nou kan doen, voor U neerbuig en dit kan bely. Baie dankie in Jesus se naam. Amen. Prys die Here. Halleluja. Goed, al die aankondigings was op die bord. Ek wil maar net ons bestuursraad herinner. Môre aand 7:00 het ons 'n vergadering hier by die kerk. En het is belangrik dat julle dit sal bywoon. En dan dan is die bid hier Dinsdag. Is daar seniors, Cassie? En Dinsdag 10:00 is daar ook seniors. En dan die voorsangers wat oefen. En dan volgende Sondag 8:30 dan kom ons weer by mekaar. Mag die Here u ryklik seën en mag die Here met u gaan. Amen. Ons gaan 'n lied ten besluite sing en daarna gaan ons net uitbeweeg. Baie dankie. Amen. Kom ons staan saam. Halleluja.